Here God Almagtig, teen vandag staan ons al 'n klomp van ons soos bome sonder blare voor U. Here, ons kan niks vir U wegsteek nie, en ons 'n klomp goeders waaraan ons vasgehou het, in hierdie lewe, gehoop het dat dit vir ons betekenis gee, en ons het agtergekom deur hierdie week, Here, dat hierdie lewe is maar 'n gejaag na wind. Here, ons het beleef dat U deur U Gees soos 'n wind oor ons kom waai het, en ons blare, ons hooghartigheid, ons ego, ons voorveronderstellings van ons kom afstroop het. En Here, dat ons nou voor U staan, naak en nederig. Here, ons besef dat ons is maar van stof gemaak, en tot stof sal ons terugkeer. Here, maar ons weet ook dat U vir ons 'n plan het hier op aarde. Ons weet dat dit nie toevallig is dat ons bestaan nie. Here, en ons weet dat 'n verhouding met U, met Jesus Christus, ons kan help om ware betekenis in ons lewe te hê. Maar Here, met hierdie laaste stukkie soektog waarmee ons besig is vandag, sal U ons deur die Gees aan die hand kom vat en ons kom lei, sodat ons U kan vind, en dan ook ander mense wat nog in die bos verdwaal is, dat ons hulle kan gaan haal en aan die hand vat, en ook hulle in die rigting van die kruis kan wys. Ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons so afhanklik is van U, en omdat ons weet U genade vir ons genoeg is. In Jesus se naam alleen. Amen. Goed vriende, nou so met 'n laaste preek, nou is mens in die versoeking om nou alles nou in te druk en alles te wil sê wat jy nou nog nie gesê het nie. So ek gaan my beste probeer om te bly by dit wat regtig relevant is. Maar U is welkom om ook die gesprek voort te sit met my, of met 'n omgee groep, of met een van julle predikante, maar om nie klaar gedink te wees oor dit waarmee ons hierdie week besig was nie. Maar ek wil tog net nog 'n laaste paar goed noem wat ons kan help in hierdie proses. Nou daarvoor wil ek net 2 verse uitlig, uit hoofstuk 9 uit, wat ons so bietjie oorgeslaan het gister, terwille van tyd, maar ook omdat dit goed inpas by dit waarmee ons vandag gaan besig wees. Net vinnig vir die wat nie hier was nie, in die boek Prediker sien ons dat Prediker stel 'n dilemma, hy sê daar's 'n probleem, dis nie so eenvoudig nie, en dan kom hy met 'n goue stukkie, 'n juweel, en hy sê, maar onthou hierdie. En dan kom hy weer en hy sê, o nee, maar onthou, hierdie is ook nog 'n moeilike ding, hierdie is nog 'n verdere dilemma, hierdie is nog 'n vraagstuk, en dan kom hy gee vir ons nog 'n stukkie juweel. En so gaan dit aan, maar dit getuig van Prediker se worsteling met die Here. En dis tog hoe die lewe ook partykeer is, né? Partykeer het ons 'n aha oomblik, en ons dink, okay, ek verstaan nou. En dan kom daar weer 'n nuwe vraagstuk by ons op. Dit is maar die worsteling wat ons baie keer met die Here en met die lewe het. En Prediker is baie eerlik oor daardie worsteling wat hy ervaar. Nou in Prediker 9 vers 2 wil ek net iets uitlig. Een en dieselfde lot tref almal. Die regverdige en die goddelose, die goeie, die reine en die onreine, die een wat offer en die een wat nie offer nie. Soos dit met die goeie gaan, so gaan dit met die sondaar. Soos dit gaan met die een wat 'n eed aflê, so gaan dit met hom wat weier om 'n eed af te lê. Sê dieselfde lot tref almal. Dit het ons al in Prediker 1 en 2 gesien, in Prediker 3 het ons dit pragtig gesien, wanneer hy sê, daar is 'n tyd vir alles, hy sê, daar is tye wat daar oorlog is, en daar is tye wat daar vrede is, daar is tye wat ons omhels, en daar is tye wat ons wegbly van omhelsing af. Prediker sê, die lewe het 2 kante vir almal van ons. Julle ken die spreekwoord, elke huis
het sy kruis. Niemand van ons, nie eers die apostels, nie eers die disippels van Jesus, was gevrywaar van die sleg van hierdie lewe nie. Die lewe het goed en die lewe het sleg. Vers 12, die mens ken selfs nie die tyd van sy dood nie. Soos visse wat gevang word in 'n net, soos voëls wat gevang word in 'n wip, so word die mens gevang as die teëspoed kom, as dit hom skielik oorval. Vriende, dit gebeur so. Nie een van ons verwag dat daar 'n slegte ding gaan kom nie, maar dit gebeur. En dit sê vir ons eintlik net weer, hierdie lewe is nie ons eindbestemming nie. So C.S. Lewis gesê het, ons ontevredenheid met hierdie wêreld kom sê eintlik vir ons in ons harte, daar's iets meer. Ons is op pad na die ewige toe. Ons is nie gemaak vir hierdie tydelike nie. Daar's 'n stuk ewigheid in ons harte. Maar ek en jy moet besef, volgens Genesis 3, lewe ek en jy in 'n gefalle wêreld. Toe die mens as gevolg van sy vrye wil gekies het om sy rug op God te draai, het daar disharmonie gekom tussen God en mens. Daar disharmonie gekom tussen mens en mens. En daar disharmonie gekom tussen die mens en die natuur, die skepping. Net so vinnig daarby wil ek noem, nou kan ons sê, maar hoekom het die Here vir ons vrye wil gegee? Hy moes geweet het hoe stupid is die mens. As hy nie vir ons vrye wil gegee het nie, dan kon ons nie werklik in 'n liefdesverhouding met hom gestaan het nie. Dan was ons robotte. Dan het ons net gedoen wat hy vir ons gesê het. Dit was nie liefde en 'n verhouding nie. Maar vriende, ons moet een ding erken van die lewe. Ek en jy kan nie voorspel wat gaan gebeur nie. Ons het nie daai mag oor hierdie lewe nie. Op 'n manier is ons uitgeworpe. En dit kan baie van ons dit is nie lekker as jy tot hierdie besef kom nie. Dis ontnigterend. As jy besef, ek is nie gevrywaar daarvan, dat ek my man op 'n jong ouderdom dalk aan die dood gaan afstaan nie. Ek is nie gevrywaar daarvan, dat ek dalk in die toekoms my kind aan die dood gaan moet afstaan nie. Ek is nie gevrywaar daarvan, dat daar dalk in my tyd ook oorlog gaan kom nie. Ek is nie gevrywaar daarvan, dat ek jonk aan 'n siekte gaan doodgaan nie. Nie een van ons is gevrywaar van hierdie moeilike goed in hierdie lewe nie. Maar dis nie waarin ons hoop lê nie. Ons hoop lê nie in hierdie lewe nie. Nou kom sê Prediker vir ons, hy gee vir ons net 'n stukkie praktiese raad. As ons nou besef, ons is eintlik uitgeworpe, soos die onreine mens, soos die dwaase mens, is ons op dieselfde manier uitgeworpe aan hierdie wêreld se seer en se swaar. Kom gee hy vir ons 'n stuk praktiese raad. Hy sê, dis juis belangrik in hierdie wêreld, dat jy dan jou kop gebruik. Hoor wat sê hy in Prediker 10, vanaf vers 2. Die verstand van een wat wysheid het, gee hom krag, maar die van 'n dwaase maak hom swak. Dan vers 8. Hy sê jy kan nie dwaasheid wegsteek nie, dit gaan altyd uitkom. Ja, dieselfde lot tref almal, maar kyk, as jy dwaas is, dan kan jy nie vra oor daai slegte goed wat met jou gebeur nie, want partykeer is dit maar net jou eie dommigheid, jou eie skuld. Wie 'n sloot grawe, val self daarin. Wie 'n muur afbreek, word deur 'n slang gepik. Wie klippe afbreek, word daardeur beseer. Hy's amper, as ek nou maar in ons taal kan sê, sê as jy stupid goed aanvang, dan gaan daar nie lekker goed met jou gebeur nie. Dan hierdie kernvers, eintlik een van regtig die kernverse in die boek Prediker. Wie klippe afbreek, word daar beseer. Wie hout kap, moet versigtig wees. As die byl stomp word en nie geslyp word nie, moet jy meer krag gebruik. Dit betaal om jou verstand te gebruik. In hierdie lewe waar daar goed en sleg gebeur, sê Prediker, dit help, dit betaal om jou verstand te gebruik. Prediker 11 gaan daarmee voort, vers 1 tot 4. Werp jou brood op die water, eendag kry jy dit terug. Ek gaan nou verder daaroor verduidelik. Hou jou besittings op 7, selfs 8 plekke, want jy weet nie watter teëspoed oor die land kan kom nie.
As die wolke vol water is, reën hulle leeg op die aarde. Of 'n boom nou suid of noord val, dit bly lê waar dit geval het. Wie die wind bly dophou, saai nie. Wie na die wolke bly kyk, oes nie. Prediker kom praat eintlik hier met 'n klomp, amper sê 20ste eeuse Christene, wat baie keer sê, maar hulle het gehoor die Here sê vir hulle moet al hulle geld in hierdie belegging insit, want hy gaan dit nou seën. En dan sit hulle al hulle geld in hierdie een belegging in, en dan werk dit nie uit nie. En dan kyk hulle op en sê vir die Here, maar hoekom? Een van my mentors, Rudolf Botha, hy sê oor sulke goed, hy sê, as die Here sulke goed vir mense sê, hy, as die Here vir hom so iets sê, dan sê hy vir die Here, hy wil eers 'n ID sien. Hy wil seker maak as die Here wat dit sê. Vriende, ek en jy moet versigtig wees dat ons eie dommigheid nie sleg oor ons pad laat kom nie. Die Here kom sê hierso vir ons, wees wys, onthou, die Here het vir 'n prediker geïnspireer, dit is wat ons glo. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om dwaalinge te bestry. Vriende, ons moet, wanneer ons dink oor hierdie lewe, moet ons besef, ek as 'n Christen, omdat ek die Here se liefde ervaar en sy omgee ervaar, moenie dink ek is gevrywaar van die sleg van hierdie lewe nie. Ek moet daarvoor begroot. Ek moet my kop gebruik. Ek moet hier ietsie belê en dalk hier ietsie belê, maar ek moenie al my eiers in een mandjie sit, soos wat ons spreekwoord sê nie. Dit is 'n Bybelse beginsel. Moenie dink jy is so belangrik. Jy is so spesiaal dat die sleg nie met jou gaan gebeur nie. Dis eintlik wat prediker kom sê. Goed, dan wil ek net vers 6 ook lees. Saai jou saad in die môre, gaan in die laatmiddag daarmee voort. Jy weet nie watter van die twee sal 'n oes lewer nie. En of al twee ewe goed sal wees nie. Oom Abraham, dit help daarom op die plaas ook, nee, om te weet, ek moenie net al my eiers in een mandjie pak, ook wanneer ek boer nie, of besigheid bedryf nie. En hierdie kom sê eintlik vir ons, die Here stel 'n hoë waarde aan flikse mense. Kom sê, moenie lui wees nie, en daardie tyd het hulle eintlik hoofsaaklik, iemand sou of in die oggend geplant het, of in die laatmiddag. Prediker kom sê, nee man, moenie lui wees nie, hierdie wêreld skuld jou niks. So kyk wat jy kan doen, uit jou kant uit, kyk wat jy kan doen, om die beste te maak van hierdie lewe. Nou, hoekom ek graag hierdie wel vir julle wil noem vandag, is wanneer ons met mense praat, wat deur moeilike tye gaan, en ek moet myself hier in die eerste plek ook die vinger na my toe wys. Want baie keer wanneer ons slegte goed beleef, dan is ons baie gou om dit voor die Here se deur te gaan neerlê. Ons is baie gou om te sê, maar Here, U dit laat gebeur. En dan as ek mooi gaan dink, dan moet ek erken, maar ek het self 'n groot aandeel daarin gehad. Wat ek gedoen het, die natuurlike effek daarvan was dit en dit en dit. Dit gebeur nie altyd nie, ek meen dit tsunami kan ons nou nie sê, ek weet ons nou die goed wat as 'n skoenlapper hier klap, dan gaan daar 'n tornado aan die ander kant wees nie. Maar daar is goed in hierdie lewe wat ons kan sê, okay, dit is nou nie my skuld dat ek dalk nou kanker kry nie, maar as ek rook my lewe lank en ek kry dan longkanker, dan weet ek ook nie of jy dit by die Here se deur kan gaan neersit nie. Toe sê, maar Here, hoekom laat U dit gebeur nie? As jy baie tyd saam met 'n kollega by die werk spandeer, wat nie jou man of jou vrou is nie, en later ontwikkel jy gevoelens, en jy sê, maar ek het nie daarvoor gesoek nie, en hoekom gebeur hierdie ding met my, dan is jy ook eintlik maar lekker dwaas, om vir die Here die skuld te gee, of te gaan sê, maar dit is nie my skuld nie. Jy moet jou eie skuld in hierdie lewe ook kan erken. Dit wat jy doen, het 'n effek. Ons moet nie dwaas wees nie, dis wat prediker wil sê, maar eintlik hierdie woorde kan mens eintlik sê, moenie stupid goed aanvang nie. Kyk, mens sien ons nou op ons jonges wat nou op Instagram of TikTok, ek weet nie, of YouTube of wat ook al, sien jy van hierdie video's wat mense daarom dom dinge aanvang. En dan dink ek by myself, dis ook nou 'n mooi Afrikaanse spreekwoord, hierdie ou het nou regtig nie verder as sy neus gedink nie. Hulle sal of 'n groot sprong maak van bo af, maar dit is baie duidelik dat jy nie in daar gaan land waar jy wil land nie. En dan is die ou in die moeilikheid. Of iemand verf 'n vloer en dan sy weer sien is hy hierso in die hoek vasgekeer. En dan is die woorde wat by ons opkom, hierdie ou het nie verder as sy neus gedink nie.
Prediker kom sê vir ons, die Here het vir jou 'n brein gegee. Gebruik die ding so nou en dan. Moenie stupid goed aanvang en dan vir die Here kwaad wees, omdat dit sleg uitgedraai het nie. Maar ek en jy moet dan nou ook, ek gaan nou vir 'n oomblik so bietjie weg van die Predikerboek af, maar ek en jy moet dan ook erken, daar gebeur ook goed in hierdie lewe en dis wat Prediker ook sê. Wat ons nie kan sê, maar dis te dank aan jou eie stupidheid of jou eie dwaasheid nie. Die lewe het sy sleg en dit gaan vir ons, wat ons sê in Genesis 3 oor die gevalle wêreld waarin ons lewe. Hierdie wêreld is nie God se oorspronklike plan nie. En dan kom ons by God se heerskappy uit. Nou daar, ek wil graag weer teruggaan na hoofstuk 9 toe, net vers 1, want hier leer Prediker vir ons 'n baie belangrike begrip en hy gebruik 'n belangrike woord. Vers 1 sê, dit alles het ek ter harte geneem en het bevind. God regeer oor die wat reg doen en wysheid het, en oor hulle en oor wat hulle doen. Niemand weet of daar vir hom liefde of haat wag nie. Vriende, hierdie woordjie God regeer. Ons gebruik baie keer die woord God is in beheer. Nou, as jy dit in 'n sekere sin bedoel, is dit reg, maar dis nie eintlik Bybelse taal. Dit verbasend, nee, is dit nie Bybelse taal dat God in beheer is nie. Ons lees baie plekke, Ou Testament, Nuwe Testament, dat God regeer. Daar is 'n verskil. Die idee van God wat beheer, leen ons eintlik bietjie van ander godsdienste af. So Zeus het hulle geglo, is eintlik besig met 'n skaakspel en met 'n skaakspel tipe manier beheer hy al die bewegings en op die ou einde van die dag is dit die noodlot wat bepaal wat met jou gebeur. Wanneer jou toutjie geknip word, wanneer jy oor die tou trap, al daardie dinge, dis eintlik 'n idee wat ons by ander godsdienste leen. Dat God so oor elke liewe dingetjie wat jy sê en doen, so beheer uitoefen. 'n meer Nuwe Testamentiese manier van praat is om te sê God regeer. Dit beteken God is die koning. God is op die troon. Dit glo ons. Dit sing ons so mooi in die oorwinningslied, nê? Ons sê U regeer. Die Here is op die troon. Hy is die koning oor die heelal. Dit glo ons, dit bely ons. Maar vriende, dit beteken dat party mense kan hulle self onder heerskappy van God stel. Hulle kan sê, maar ek wil lewe soos wat die Here van my verwag. Ek wil myself onder heerskappy van God inloop en daar maak soos wat hy van my verwag. Ek is daar sy dienskneg en daar doen ek soos wat hy wil hê ek moet doen. Maar daar is ook mense nog in hierdie wêreld wat hulle self nie onder die heerskappy van God stel nie. Wat goed doen, wat ons vandag met oortuiging kan sê, teen die wil van God is. As iemand moord pleeg, kan ek en jy nie sê dis die wil van God nie. Dit was die wil van God dat daardie persoon doodgegaan het nie. Dit was nou maar sy tyd gewees nie. Dis ook 'n Griekse Romeinse idee. Nee, ons weet, moord is nie die Here se wil nie. Verkrachting is nie die Here se wil nie. Ons weet hierdie goed. So wanneer ons praat oor God se heerskappy, dan sê ons, daar is mense wat hulle self onder God se heerskappy stel, en daar is ook mense wat dit nie doen nie. En dit het 'n effek op mense, oor die algemeen. Dit het ook 'n effek op mense wat hulle onder heerskappy van God stel. Ongelukkig kan iemand ook 'n Christen doodmaak. Hulle het vir Paulus en Petrus doodgemaak. Vriende, maar ek en jy moet, wanneer ons oor hierdie goed met mense praat, moet ons versigtig wees om maklike antwoorde te gee vir moeilike, komplekse situasies. Dit sê nie dat God nie op die troon is nie. God laat sekere goed toe vir 'n tyd. Ons lees in die Nuwe Testament. Hy maak spasie vir mense wat nog in sy kraal, sy skaapkraal wil inkom. Dis hoekom hy die goed nog bietjie laat aangaan. Hy gee tyd en ruimte
vir mense wat nog 'n keuse wil maak vir hom. Dit is 'n daad van liefde, dis 'n daad van genade. Dieselfde genade wat aan ons bewys is nog oop vir die skape wat buite die kraal is, wat God wil hê moet inkom. Maar wanneer ons met mense daaroor praat, het ons wysheid nodig. Soos ek gesê het, ons moet ons eie teologie mooi verstaan, en ons moet self eers net 'n paar vrae vir onsself vra. Ons moet soos prediker van ons vra met nederigheid kom. Ons moet besef daar is vrae waarop ons nie antwoorde het nie. Ek weet nie hoekom dit spesifiek so is dat hierdie spesifieke dogtertjie moes sterf aan kanker nie. Ek weet nie hoekom hierdie persoon spesifiek dit en dat moes deurgaan nie. Ons het nie daardie antwoorde nie. Dit beteken nie dat God nie regeer nie. Hy regeer. Hy is op die troon. En ek en jy kan kies of ons ons onder sy heerskappy stel of nie. Ek wil so 'n bietjie uitkom by die manier hoe ons met mense praat. Want die manier is amper belangriker as wat presies ons sê. Hulle sê 55% van wat ons kommunikeer is nie verbaal nie. Dit gaan oor hoe ons liggaamstaal met mense praat. Hoe ons liggaamstaal vir mense die idee gee, ons veroordeel hulle. Of ons hou nie van hulle nie, of ons dink eintlik hulle is stupid. Die manier hoe ek met mense praat, verklap wat ek oor hulle voel in my hart. So Kolossense 4 vers 3 tot 6 help ons daarmee, en dan ook 1 Petrus. So ek gaan daardie 2 tekste gou vir ons lees. Kolossense 4 vers 3 so B sê vir ons: bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenisse van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Carpe diem, gryp die dag. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ons moet vriendelik wees en moet van goeie smaak getuig. En dan 1 Petrus 3 vers 15. In julle harte moet daar net heilige eerbied wees vir Christus die Here. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees gereed om te getuig. Maar doen dit met beskeidenheid en met eerbied vir God. Vriende, wanneer ek en jy met mense praat wat hierdie worsteling beleef van die lewe, die moeilik wat gebeur, die swaar wat gebeur, en hoe kan ons glo in 'n goeie, almagtige God, moet ek en jy verskriklik versigtig wees om nie veroordelend na hulle toe te kom nie. Ek en jy moet toelaat dat die predikerbrief ons bietjie aarde toe bring en sê, ja, dit is toe nie so eenvoudig nie. Ja, daar is moeilike vrae. Ja, daar is goed waarmee ons kan worstel as Christene. Ons is mens. Ons het nie al die antwoorde nie. Soos Ferdinand Daes sê, ons is nie God nie, ons is nie dier nie, ons is mens. Wees 'n mens. Besef, jy is van stof gemaak. En dis die nederigheid waarmee ons gaan na iemand toe. Ons gaan nie van 'n plek af wat ek myself verhewe stel bo iemand anders en eintlik vir daai persoon laat voel, ek dink hulle is dom nie, maar eintlik is dit ek wat nie ordentlik kan praat nie. Vriende, ek en jy moet met 'n stuk nederigheid na mense toe gaan. Ons moet eintlik langs hulle inskuif. Ons moet eintlik onsself gaan tuis maak, daar waar hulle tuis is, waar hulle situasie is, en gaan sê, ek verstaan hoekom hierdie ding vir jou so moeilik is, want die lewe is kompleks. Ons is mens, ons verstaan nog nie alles nie, maar dit is vir my as Christen ook moeilik. Kom ons praat daaroor.
Kom ek deel met jou waar het ek my hoop en vrede gevind. Miskien kan dit vir jou iets beteken. Maar kom ons wees versigtig om hooghartig met mense te praat. En dan help Prediker ons verder ook met die hoe. In Prediker 11 vers 9 lees ons, ekskuus nie, ek is nou te vroeg, nie vers 9 nie. Prediker 11 vers 1. Werp jou brood op die water. Eendag kry jy dit terug. En dan eintlik die res van Prediker 11 ook. Kom sê, ons moet partykeer 'n kans vat. Hierdie idee van werp jou brood op die water, onthou die handelbedryf het op die water geskied. Die skep het op die water aangekom en daar het jy ook, as jy goed verkoop het, vir die skepe gegee. Dit gaan oor die idee van handel dryf. Hier kom sê die prediker eintlik vir ons moet partykeer 'n kans vat, 'n berekende risiko vat. Ja, moenie alles daarin, moenie al jou brood daar sit nie, maar jy moet partykeer 'n kans vat en dit voel vir my, dit is dieselfde so ook met ons getuienis. Ja, moenie wag om met iemand te praat oor Christus tot jy die perfekte woorde het en al die antwoorde het nie. Dan gaan jy vir ewig wag. Sit jou voete in die water, probeer, praat, al is dit uit jou onkunde uit, met 'n stuk nederigheid, deel. Maar vriende, deel vanuit jou eie belewenis met Christus. Doen dieselfde as wat prediker gedoen het. Hy het ons uit die lesingslokaal uitgevat, wat ons redeneer en ons dink en al die vrae en dilemma's stel. Hy het ons daar uitgevat en hy het ons laat sit om 'n eetkamertafel en saam met Christus die brood van die lewe geniet. Hy het ons laat eet en drink en laat agterkom, ons kan God beleef binne hierdie wêreld. Binne hierdie tydelike wêreld kan ons die ewige beleef. Doen dieselfde met mense wat deur hierdie worstelinge gaan. Ja, moenie vir hulle antwoorde gee, jy's nie God se advokaat nie. Maar erken dat dit kompleks is. Erken dat jy ook daarmee worstel. Erken dat jy soos prediker ook naak voor die Here staan en ook moet sê, ek weet nie, julle onthou gister was prediker se groot aha oomblik. Hy sê, ek verstaan nou die Here, ek begryp. Ek verstaan niks nie. Dis sy slotsom. Wees eers daar saam met die mense wat ongelowig geraak het. Kom op daai punt wat jy sê, ek verstaan dat dit moeilik is. En dan deel vanuit jou eie getuienis. Van jy wat ervaar het wat dit is om saam met die Here om 'n tafel te sit en sy goedheid te belewe. Om die Here se teenwoordigheid te beleef, die ewige binne hierdie tydelike sfeer te beleef. Om 'n smaakie te kry van die ewigheid wanneer jy saam met die Here 'n stukkie brood eet of 'n slukkie wyn vat. Nooi die mense om self ook daardie belewenis met Christus te hê. En ek wil regtig eintlik sê, al vergeet julle alles wat ek hierdie week gesê het. As jy kan onthou om nie vasgevang te raak in hierdie wollerigheid wat gekoek het. Hierdie hele tannies wat hier sit weet hoe kan 'n bol wol koek, net aan die Elsie. As jy nou begin probeer om daai koeke uit te haal, dit voel amper asof dit nooit eindig nie. Nooi hierdie mense in jou lewe om dit neer te sit en eerder saam met die Here tyd te spandeer en die mooi van die lewe te geniet. Jy kan nie iemand troos op die manier wat Christus iemand kan troos nie. En miskien is hierdie woorde vir jouself ook. Maar in ons donkerste tye, in ander mense se donkerste tye, is die beste ding wat ek en jy kan doen, is om hulle in die rigting van die kruis te wys. Ek het vroeër die week gesê, die kruis troef hierdie idee van dat as God dan almagtig is en hy's goed, maar die slegte goed gebeur in die wêreld, dit maak nie sin nie. Dan kom sê die kruis vir ons. Dit maak sin. God is steeds almagtig en hy is steeds goed. Al verstaan ons nie die sleg in hierdie lewe nie, maar hy het vir ons sy goedheid kom wys, omdat hy self in die sleg van hierdie lewe kom intree het
en dit self aan sy eie lyf kom voel het. Jurgens Moltmann, ek het nooit besef nie, maar hy was 'n soldaat in die Nazi-regime gewees en toe begin hy met die Here te worstel en hy kom tot bekering en toe kon hy nie homself vergewe nie. Want hy het toe besef wat se aaklige goed hy aangevang het. Maar hy vind sy vrede en sy rus by die kruis van Jesus en hy skryf die boek The Crucified God, waar hy verduidelik alles kom verander wanneer jy by die kruis van Jesus kom stilstaan. Wanneer jy by die kruis van Jesus kom stilstaan, dan besef ons God is nie 'n God wat ver weg staan en sê, ag, ekskuus, hoor, julle moenie worry nie, dis net so 70 jaar, julle gaan oor dit kom. Nee, ons God is 'n God wat binne ons seer kom intree. Sê, ek kom hang saam met julle aan hierdie smart. Ek gaan saam met julle deur hierdie seer kom. Hier kan jy vrede en rus vind, want ek is self daardeur. Die Here kyk nie van ver af en kry ons nie eintlik jammer nie. Dit is eintlik, ag, toe maar hierdie is net tydelik, die ewige is op pad nie. Nee, hy tree in die tydelike in. En binne hierdie tydelike bring hy vir ons 'n smaakie van die ewigheid. Dis wat hy aan die kruis kom doen het. Hy het dit vir ons kom moontlik maak dat ons binne hierdie tydelike reeds binne die ewige verhouding met God kan staan. Dat jy reeds binne hierdie tydelike 'n smaakie van die ewigheid kan kry. Ja, in die gewone van die lewe, soms om saam te eet, maar as jy saam met Jesus eet, beleef jy ewigheid. Ja, om 'n slukkie wyn te vat is gewoon, maar as jy saam met Jesus dit geniet, smaak jy ewigheid. Ja, om te gaan stap in die berge, môre sien jy dit, vandag sien jy dit, môre het jy daarvan vergeet, maar daardie oomblik het jy saam met Jesus die ewigheid beleef. Beleef hierdie lewe in jou verhoudinge. Die prediker kom sê so mooi, in die verhoudinge beleef ons hierdie wonderlike. Jy weet, een persoon en die wat alleen is weet, jy word koud. Wanneer jy saam lê, word jy warm. Geniet die mooi van hierdie lewe met 'n bewustheid van jou Skepper. Dan leef jy met ewigheid in jou hart. Nou kom prediker tot die slotsom. Vanaf hoofstuk 11 vers 9, nou sê hy vir ons, nou vat hy ons weer met hierdie patroon. Hy sê, luister, jy maak nie saak wie jy is nie. Of jy rein is of onrein is, of jy wys of dwaas is, jy gaan dieselfde paadjie stap. En ons weet nou natuurlik nie almal het die voorreg nie, maar hy sê, hy praat oor dat jy jonk is, en dan praat hy oor dat jy oud word, en dan praat hy oor die dood. Die ouene van die dag, kom sê hy, en ek gaan nou, kom ons lees tog hierdie laaste stuk, hoofstuk 12, vers 1. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom. Die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dit is die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer dit weer bewolk word na die reën. Dit is die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel, en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het, die tyd wanneer dit donker word vir die wat deur die vensters kyk, wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Ek gaan so 'n bietjie oorslaan na vers 7 toe, die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkeer, soos dit was, en die gees na God terugkeer, wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Prediker kom maak sy boek toe, hy begin met die wete, alles kom tot niks, is 'n gejaag na wind, en dan sê hy, aan die einde van sy boek, hierdie is eintlik die einde van prediker, hy kom sê, die slotsom van dit alles is, jy gaan ook doodgaan. Jy is ook van stof gemaak. En dan kry ons 'n stukkie van 'n redakteur, iemand wat soos ek en jy die predikerbrief gelees het, met dit geworstel het, en dan sê, hoorie, dis wat ek hoor uit hierdie boek uit.
ons almal het nou natuurlik ander goed gehoor, maar ek dink wat hierdie redakteur van die Prediker boek sê, het ons ook hierdie week gehoor. Kom ons lees, opsommend, vanaf vers 9 sê hy. Die Prediker was nie net 'n man met wysheid nie, hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gestrewe om hom raak uit te druk en die waarheid getrou op te teken. Die woorde van mense met wysheid is so skerp stokke. Versamelde spreuke is so spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie oorwys die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het, is dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Hy kom sê eintlik vir ons, as jy nie so bevredig voel na die lees van Prediker nie, hy kom sê vir ons, ek het ook nie so bevredig gevoel nie, want wyshede is maar so skerp stokke en spykers, dit maak partykeer seer, dis ongemaklik. Maar as jy daardie skerp stokke en daardie spykers reg gebruik, het dit groot waarde in jou lewe. Jy het dit nodig, al is dit moeilik om te hoor, al is dit moeilik om te bewerk en te verwerk. Jy het hierdie goed nodig, hierdie toerusting, 'n skerp stok, 'n spyker. Jy het dit nodig. Maar hier kom gee hy vir ons die slotsom, en dit is wat ek ook vat en lees in die Predikerbrief. Op die ou einde van die dag wys hy, as jy die betekenis van die lewe soek, jy gaan dit nie kry by die plesiere van hierdie lewe nie. Jy gaan dit nie kry ook in boeke en filosofiese idees nie. Jy gaan dit nie kry eers in die wysheid nie. Die enigste plek waar jy die betekenis van die lewe gaan vind, is in verhouding met die almagtige, ewige God. Die God wat bo die son staan, wat nie onder hierdie son vasgevang is nie, maar wat in die ewige staan. Die woord wat hy hier gebruik is, dien God. Dis nie 'n slegte vertaling nie, maar daar gaan iets verlore met hierdie vertaling. Die letterlike woord in Hebreëus sê eintlik iets van vrees God. In die 53 vertaling dink ek was dit nog vrees God. Maar hierdie vrees het ook nie gegaan oor 'n kind wat deur die pa mishandel word en wegkruip vir sy pappa nie. Dis nie daai vrees nie. Dis 'n vrees wat praat oor 'n ontzag vir God, om te besef wie jy is mens, maar wat jy besef wie God is, hy is God. Ek is gefascineerd deur orkas. Nou, ek weet nie wie van julle weet nie, maar 'n moordwalvis is een van die groot, regtig die slimste en wreedaardigste diere wat ons op hierdie aarde het. Maar hierdie dier, die orka, van moordwalvis, daar's geen bewys, daar's geen geskiedenis van dat 'n orka die dood van 'n mens gebring het in die natuur nie. In aquariums waar hulle natuurlik eintlik mishandel word en sleg behandel word, daar het dit al gebeur. Maar in die natuur, in die see, is niemand al ooit deur 'n orka doodgemaak nie. So ek het ek wil amper sê, ek sal dit nie te vroeg in my lewe doen nie, maar dalk op my ouer dae, het ek hierdie behoefte om van aangesig tot aangesig met 'n orka te kom. Want as jy saam met 'n orka in die water is, dan weet jy, hy kan dit doen en jy's dood. Kijk, jy het nie 'n kans teen 'n orka nie. Ek weet nie of julle al hulle gesien het nie, maar hulle is ongelooflik slim en ongelooflik sterk en hulle weet presies wat hulle moet doen om hulle prooi dood te maak. Jy is heeltemal broos en blootgestel wanneer jy saam met 'n orka in die water is. Maar daardie wete van, hy het nog nooit
Orka het nog nooit 'n mens doodgemaak nie. Sê vir my iets van hierdie orka, verstaan iets van die mens. Nou dit is hoe ek ontzag vir die Here wil verduidelik. Nee, jy weet so, dan kan die Here jou vernietig. So, dan kan hy hierdie aardbol wegsmeer. So, en jy kan verdwyn. Want God is almagtig. Hy's nie jou maat nie. Maar ek weet God is goed. En daarom weet ek hy sal nie. Dis wat ontzag is. 'n ander voorbeeld is C.S. Lewis het die boek Chronicles of Narnia geskryf. En dan word Jesus vergelyk met 'n leeu. En dan vra die dogtertjie op 'n stadium vir die twee beavers praat nou met hulle en vertel vir hulle nou van die leeu. En dan vra die dogtertjie, maar is hy veilig? En dan sê Mr. Beaver, het jy niks geluister wat ek gesê het nie? Hy is glad nie veilig nie. Maar hy is goed. Dis 'n verskil. Vriende, ons moet besef, wanneer ek en jy van aangesig tot aangesig staan met die Almagtige, dat ek is mens van stof en hy is God. Maar ek en jy kan vashou aan hom wat getrou is, want hy is goed. Hoe weet ons dit? Ons sien dit aan die kruis, dat Jesus is goed, dat God goed is, en aan hom kan ek vashou. Aan hom kan ek betekenis vind vir hierdie lewe. Miskien kan ek afsluit met hierdie woorde van 'n teoloog, 'n Nederlandse teoloog, De Boer. Hy sê, die ou rabbine het gesê, elke mens moet 2 sakke hê, waarin hy sy hand kan steek. Hy sê, 'n regtersak met die woorde, terwille van my is die wêreld geskape. Ek wil ook sê, terwille van my het Jesus aan die kruis gehang. Dis sy liefde, dis sy almag, dis sy grootheid, dis sy getrouheid, dis sy barmhartigheid. Terwille van my is die wêreld geskape, terwille van my het Jesus aan die kruis gehang. En 'n linkersak met die woorde, ek is stof en as. Ken jou plek, weet wie jy is as mens. Jy is nie God nie. Jy kan nie alles verstaan nie. Maar jy kan 'n verhouding met die Here, die Almagtige hê. Kom ons bid saam. Here, so aan die einde van hierdie boek, Prediker, wat ons uitdaag, wat ons kom bad, vir ons 'n geestelike bad kom gee, wat ons kom stroop van ons ego en ons hooghartigheid, en ons oppervlakkige antwoordjies en voorveronderstellings. Here, ons moet voor U kom staan, naak, blootgestel en broos. En ons moet erken, dat daar dinge is in hierdie lewe, in hierdie wêreld, wat ons nie verstaan nie. En Here, wanneer ons met ander mense praat oor U, moet ons met daardie selfde stuk nederigheid en beskeidenheid kom, na die gesprek toe. Here, maar ons kan ook kom met die stuk hoop wat in ons leef, want Here, ons is nie vasgevang in 'n lesingslokaal nie. Here, ons het al ook saam met U om die tafel gesit. Here, ons het U teenwoordigheid beleef, wanneer ons die goeie van die lewe geniet het, wanneer ons 'n stukkie brood gebreek het, geëet het, Here, waar ons die pragtige natuur beleef het. Here, daar waar ons in mooi verhoudinge gestaan het, Here, en waar ons oë opgelig het van hierdie wêreld af na U toe, na die ewigheid toe, het ons bewus geraak van U goedheid en U liefde. Ons het bewus geraak van die ewige. Here, dankie. Dankie vir die voorreg dat ons aan die ander kant van die kruis staan. Here, dat ons U hart kon sien in die kruisgebeure, dat ons kon kennis maak met U diepste wese. Dat U 'n God is wat nie ver staan nie. Dat U 'n God is wat nie ons van ver af maar paai en sê, kom nou maar net bietjie oor dit nie. Here, maar dat U in ons lewe kom intree het.
Here, en dat U ook in mense wat buite die kerk staan en wat nog nie glo nie, dat U ook daardie selfde liefde vir hulle het. Here, en dat U ook in hulle lewe, in hulle smart, in hulle donkerte wil intree. En dat U vir hulle 'n smaakie van die ewigheid wil gee. Dat U wil hê hulle moet U goedheid proe, U genade proe, U liefde proe. My gebed is dat U vir ons wysheid sal gee en sal lei deur die Heilige Gees, dat ons in hierdie gesprekke met mense vir hulle self ook al 'n belewenis sal gee van U teenwoordigheid. Dat wanneer hulle by ons is, dat hulle U liefde sal ervaar. Dat wanneer hulle by ons kom treur, dat ons saam met hulle sal treur en dat hulle by ons U troos sal ervaar. Maar Here, dat ons ook verder hulle in die rigting van die kruis sal wys, die een plek waar hulle volmaakte troos en rus sal vind. Ook in die swaar en die donker van hierdie wêreld. Here, ons is niks, ons is maar van stof. Ons is totaal en al afhanklik van U leiding deur U Gees. Lei ons en wys ons waar ons voete op die water moet sit en vir mense van U vertel. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.